Here, stuur u lig en u waarheid, laat die ons lei en bring na u heilige berg en na u woninge. Amen. Gemeente, genade, vrede en barmhartigheid van God ons hemelse Vader en van Jesus Christus sy eniggebore seun word aan u geskenk en mag dit ook ryklik vermenigvuldig word deur die kragvolle werkinge van die Heilige Gees van God. Amen. Liewe broeders en susters, dit bly vir my 'n geweldige voorreg om dan ook by hierdie geleentheid die woord aan u te bedien en mag die Here ons so saam ook rondom sy lieflike woord kom seën. Is dit nie heerlik om te weet dat ons by die huis van die Here rondom sy woord kan verkeer, die Bybels oopmaak in ons eie taal, 'n heerlike somersoggend beleef en dan ook so die stem van die Here deur sy woord en deur die werking van sy Heilige Gees te verneem, terwyl 'n tafel gedek is, wat ons herinner aan die verlossing van Jesus Christus. Ons is waarlik bevoorregtes, begenadigdes. Kom ons sing van hierdie wonderlike genade in die openingslied Amazing Grace, How Sweet the Sound. Kom ons staan, dan sing ons dit tot eer van die Here. U vind ons skriflesing by hierdie geleentheid uit Spreuke 20. Ons gaan net 'n enkele vers saam lees en dit is Spreuke 20 vers 26. Dit is 'n vers vir 2026. Spreuke 20:26. Ons het die wysheid van die Here altyd in ons lewe nodig. Daar kom nooit 'n geleentheid in ons lewe wat ons genoeg wysheid het nie. As ons ooit so dink, dan is ons juis nie wys nie. Ons het die wysheid van die Here nodig wat hy eenvoudig gee sonder om te verwyd. En die boek Spreuke is vol van hierdie heerlike wysheid. Uiteindelik 'n brokkie wysheid vir 2026 en ons lees Spreuke 20:26. 'n Wyse koning wan die goddelose uit en laat die dorswiel oor hulle draai. Net hierdie een vers uit God se lieflike woord. Kom ons verenig in die gebed. Die mans wat kan, staan saam met my, dan nader ons tot God se genade troon. Hemelse Vader, ons dank U vir die blye voorreg wat ons het om so in U huis bymekaar te wees. Die dag wat die Here gemaak het. En dan op hierdie dag om terug te kan dink aan die opstanding van die Here Jesus, om hierdie feestelike dag te geniet saam as kinders van die Here, om hier aan te dink dat U lewe vir ons gegee het, Here Jesus, maar nie net vir ons gegee het nie,
ook uiteindelik opgestaan het uit die dood, sodat ons saam met U in 'n nuwe lewe kan wandel. Ons is in diepe dankbaarheid teenoor U. En dit is juis hierdie boodskap wat ons wil uitbasuin, dit is juis hierdie waarheid van God se woord wat verlore mense nodig het om te hoor. Mense wat nog vasgevang is in die kake van die dood, wat nie die vrymakende evangelie van Christus al gehoor het nie, ook hier in Springs, in die omliggende omgewing. Ek bid, Here, dat U hierdie gemeente sal gebruik as 'n lighuis om hierdie kosbare boodskap uit te dra. Ons bid, Here, dat U die broederskerkraad met wysheid en insig sal seën, sodat hulle juis in die spore van geregtigheid sal wandel, om te doen wat U behaag. Ons bid vir die dames van die CVV, dat U hulle sal oorskadu met krag uit die hoogte om voort te gaan met die roeping wat U ook op hulle skouers geplaas het. Al is dit die skink van 'n koppie koffie of tee, die gasvryheid wat ons nie moet vergeet nie, dat U hulle daarmee behulpsaam sal wees. Ons dink aan die Sondagskool en die onderwyseresse wat daarbey betrokke is, of die onderwysers, die kategese wat nodig is, om juis die kinders te leer aangaande U woord en U weë. Seën hulle ook met die keur van U seëninge. Ek verstaan ook dat daar 'n speletjiesgeleentheid binnekort sal wees vir die jong maats. Sal U met hulle wees om die dag ook aangenaam te maak. Ons bid, Here, soos U gehoor het, vir elke een wat ook op die krankelys is. Ons sê dankie vir U goeie werk wat U al reeds in hulle gedoen het. Miskien is hier iemand vanoggend wat ook sê in hulle liggaam met hulle soveel pyn, soveel smart. En dan weet ons U is die groot geneesheer om ook daardie kranke liggame aan te raak. U kan doen ver bo wat ons bid of dink. Sal U daarom die hand van genesing op hulle plaas. Miskien is hier iemand wat innerlik nie liggaamlike stryd het nie, maar emosionele worstelinge het. U het ook daarvoor vir die kruis aan die kruis betaal, sodat ons liggaam, siel en gees onberispelik bewaar kan word tot by die wederkoms van ons Here Jesus. Ek bid daarom, Here, vir die innerlike stryd wat iemand dalk mag hê, dat U ook uitkomste sal gee, dat U daardie knope sal losmaak, dat hulle sal ervaar U is 'n God van naby ook vir hulle. Ons dink aan die beroeping van 'n leraar vir hierdie gemeente. Here, ons bid dat U 'n man van God en 'n vrou van God sal stuur, wat hierdie gemeente se belange op die hart sal dra, soos Paulus van Timoteus getuig, dat hy 'n man is met dieselfde gesindheid, en dit is om Christus te verheerlik, nie om homself te verheerlik nie. Ek bid, Here, dat so 'n man of so 'n vrou na hierdie gemeente toe beroep sal word, wat hierdie mense sal lief hê, en verlore sondaars sal lief hê, die evangelie uit te dra, en dat kosbare siele by die kruis ook hier dan sal uitkom. Ons vertrou U, Here, ook nou vir die boodskap, die woord wat na ons toe kom, word U verheerlik as ons dit alles bid in die lieflike naam van Jesus Christus met danksegging. Amen. Liewe broeders en susters, hierdie vers sê dan: 'n wyse koning wan die goddelose uit en laat die dorswiel oor hulle draai. Ons begin hierdie vraag te antwoord deur na ons eie omstandighede te kyk in Suider-Afrika, en die vraag is, waarom staan Kaapstad en dan Suid-Afrika bekend as die verkrachtingshoofstad van die wêreld? Hoe is dit dat daar verlede jaar 45.000 verkrachtings in Suid-Afrika aangemeld is? Dat daar bereken word elke 25 sekondes iemand in Suid-Afrika gemolesteer word? Hoe is dit dat die Wêreldgesondheidsorganisasie in 2025 bereken het dat Suid-Afrika en Suid-Afrikaners het 'n bo-gemiddelde alkoholgebruik van 7.8 liter per persoon, alkoholinname,
teenoor die wêreldgemiddeld van 5,5 liter alkoholinname. Hoe is dit dat die Suid-Afrikaanse ekonomie wys dat 414 miljoen rand elke dag in Suid-Afrika spandeer word aan sterk drank? Ons praat hier van 414 miljoen rand elke dag aan drank, wat vertrippel tussen Kersfees en Nuwejaar. Hoe is dit dat daar 38 dobbelhuise in Suid-Afrika is, nie gepraat van die internet dobbelkafees nie, nie gepraat van die sportbedryf wat gebombardeer word met sportbetting. Jy kan vandag nie meer 'n cricket of 'n rugbywedstryd kyk sonder om daardeur gebombardeer te word dat jy 'n kans moet vat om die telling te raai, dat jy moet dobbel. Hoe is dit dat hierdie dinge in ons land so is dat die tafel gedek word vir die geluksgodin? Hoe is dit dat 82% van Suid-Afrikaners die lotto speel en gemiddeld R81 per maand uitgee aan lottokaartjies, gegeewe Suid-Afrika se populasie, dit jou dan by 'n bedrag van R4 miljard elke maand. Ons praat hier van R4000 miljoen elke maand aan die geluksgodin gegee word. Hoe is dit dat 45,000 karre in Suid-Afrika in 2025 gesteel is? 45,000 karre gesteel. Hoe is dit dat R2 miljard gesteel is by die Tembisa Hospitaal bou en oprigting? Hoe is dit dat daar R500 miljard nagenoeg in die state capture verdwyn het deur bedrog? Hoe is dit dat miljarde rande deur die munisipaliteite gesteel word en bedrog gepleeg word, dat eens op 'n tyd goeie en sterk munisipaliteite vandag bankrot is? Hoe is dit? Hoe is dit dat SASSA geld gesteel word en armes verder verarm word in Suid-Afrika deur korrupte politici? Hoe is dit dat die president oor nasionale en internasionale televisie sal sê daar bestaan nie 'n ding soos plaasmoorde in Suid-Afrika nie? Hoe is dit dat mense vandag vrees vir hulle lewe in 'n land soos Suid-Afrika? Die antwoord is eenvoudig, want ons het 'n dwaase koning. Hoe is al hierdie dinge moontlik? Dat goddeloosheid so in hierdie land soos veldbrande versprei en vernietig? Die teks sê, 'n wyse koning wan die goddelose uit en laat die dorswiel oor hulle draai. Spreuke 20 vers 26, my liewe broeders, het 'n rykdom van konteks. Moenie dink dis een enkele geïsoleerde versie nie. Daar is konteks, want hierdie man wat dit skryf is self 'n koning. Hierdie man weet wat die gevolg is wanneer die goddelose vry rondloop in 'n land. Hy weet wat 'n verwoestende omstandighede dit teweeg bring, wanneer die goddelose net kan doen wat hy of sy wil. En hoe dit uiteindelik 'n gevolg het in 'n land, wanneer daar nie opgestaan word teenoor dit wat verkeerd is nie, wanneer die goddelose nie uitgewan word nie, word die volk benoud, en word hulle radeloos. Die gewone man op straat ervaar die geweldige druk van wanneer die goddelose in 'n land beskerm word, wanneer die krimineel meer regte het as diegene wat 'n gehoorsame landsburger is. Wie kan die dae onthou toe kinders in die strate nog kon fietsry? Toe die parkies veilig was, dat die kindertjies in die namiddag op die rondom talie gaan speel het en wipplank gery het in die parkies. Wie kan die dae onthou toe ons na ure nog in die donker window shopping gaan doen het?
die middestrate ingegaan het, om daar te gaan kyk, die vrouens gaan kyk die rokke teen die mure, en daai tyd kon hulle nog rokke op approbasie gekoop het, op Appro, en dan kon hulle hom later teruggegee het, want hulle het in die nagte gaan window shopping doen, of die manne het gaan karre kyk, in die middestad. Wie kan daar die dae onthou, toe ons nog in veiligheid gelewe het? Maar hierdie dag, my liewe broeders en susters, sit ons met 'n dwaase koning, met dwaase kabinetslede, wat self kyk, waar kan hulle 'n winskoopie kry, waar kan hulle omkoopgeskenke in die hand kry, wat self met 4 miljoen Amerikaanse dollar in hulle rusbank gevind word, op hulle plaas net buitekant Warmbad, 4 miljoen Amerikaanse dollar in die bank, nie Absa bank nie, sy rusbank. Spreuke 20 vers 8 sê, 'n koning wat op die regterstoel sit, wan met sy oë alles uit wat sleg is. 'n wyse koning kyk na die ongeregtigheid, en met sy oë weet jy moenie 'n kans met hom vat nie. Wanneer hy met sy oë na jou kyk, dan weet jy moenie met goddeloosheid by hom kom nie. Maar vandag sit ons met leiers wat met hulle oë kyk, waar is daar 'n gaping, waar hulle nog 'n paar rand uit die mense uit kan maak, waar die mense al hoe meer verarm, en waar hulle kyk om hulle self net nog meer te verryk. Dis die omstandighede waarin ons onsself bevind, waar hulle nie 'n frons op die voorkop het vir iets wat verkeerd is nie, maar die kompromie om te kyk waar hulle nog met moord kan wegkom. Ja, sê jy dalk vanoggend, hierdie president van ons darm. Maar meneer, koning van jou huis, hoe lyk jou huis? Broeders Kerkraad, leiers van die gemeente, hoe lyk julle huis? Meneer wat jou eie besigheid het, meneer wat mense onder jou het, mevrou, mense wat saam met jou werk, of dalk aan jou moet rapporteer, hoe lyk jou leierskap? Hoe lyk dit wanneer die bril van die woord aangesit word om te kyk na die soort leier en verantwoordelikhede wat ek het? 'n oupa met kleinkinders, 'n ouma met kleinkinders, 'n pa met kinders, 'n besigheidsman met werknemers onder hom, hoe dit ook al sê, my liewe broeders en susters, die vraag wat ons onsself moet afvra, hoe speel ons lewe vandag? Dis maklik om vinger te wys, maar ons leef ongelukkig ook in 'n tyd waar ek hoor mense sê, ag, hulle is so korrup, if you can't beat them, join them. Nee, my liewe broeders en susters, dit behoort nie so te wees nie. Ons moet nie saam met die gety beweeg en saam met die stroom gaan nie. Ons moet nie ingesluk word deur die bedrog en die korrupsie in die tyd waarin ons lewe nie. God roep ons juis om 'n lighuis te wees. Hy roep ons om anderster te wees as hierdie wêreld en die kromme verdraaide geslag waarin ons onsself bevind. Dit is die woord van God wat soos 'n swaard is wat vandag in jou siel wil skeiding maak tussen reg en verkeerd, tussen die keuses wat jy gaan uitoefen ook in hierdie jaar wat voor lê, om uiteindelik wys te wees. Die eerste wat ons in hierdie gedeelte, in hierdie vers sien, wanneer hy dan in vers 26 begin met die woorde, 'n wyse koning, impliseer dat 'n leier wys of dwaas kan wees. Dis die implikasie van hierdie woorde. 'n Leier kan of wys wees, of hy kan dwaas wees. Wanneer ek so in die motorvoertuig rondry, dan sit ek altyd my GPS aan. Google Maps. En as ek so saam met my pa ry, dan sê hy altyd vir my, sit af daai ding man, ons weet mos waartoe ons ry. Dan sê ek vir hom, ek ry nie met die GPS, omdat ek nie weet waartoe ek ry nie, ek ry met hom, omdat ek nie weet hoe die verkeer gaan wees nie. En hy help my, dat wanneer die verkeer op hierdie pad baie swaar is, dan vat hy my dalk op 'n ander pad.
En jy weet, ek het al baie keer op 'n pad gery, dan kom ek by 'n tolhek, dan staan die karre rye en rye, en as ek spyt, ek het nie my GPS aangesit, want daar is 'n ander pad wat ek kon ry. En baie keer as jy die verkeerde pad gery, dan sê jy, ag, waarin het ek myself nou begewe? Nou sit ek hier, nou het ek die verkeerde pad gekies. Daar is 'n boek, my liewe broeders en susters, wat veel meer vir ons werd is as 'n GPS om vir ons rigting aan te dui en dalk die verkeer aan te dui, en dit is God se woord. God se woord is hierdie padkaart wat ons het om ons te help op ons lewenskeuses. En hierdie boek bring ons by daardie punt uit waar jy 'n keuse moet maak. Hy stel die mens voor 'n keuse. Jy kan of wys wees of jy kan dwaas wees. En as jy dwaas is, dan moet jy die gevolge van daardie ellendige pad wat jy gekies het, maar dra. Daar is maklike afdraaipaadjies. Daar is maklike paadjies wat so gemaklik in die lewe lyk, maar die gevolge daarvan is katastrofies. Jy sien, soms moet 'n leier homself die vraag afvra, wil hy populêr wees of wil hy gehoorsaam wees aan God? Want wanneer hy hierdie een keuse uitoefen, dan bring dit hom by die noodwendige gevolge uit. As hy kies om populêr te wees, dan neem hy gewoonlik 'n dwaase keuse, want nou wil hy nie dit wat verkeerd is meer aanspreek nie. Jy kry mos sulke dominees ook. Kyk, hulle wil baie populêr wees. Ek het al van hulle gehoor en van hulle gesien, dat as die katkesante nou 'n lekker groot, jolige groep is, dan vloek hy sommer saam met hulle. Hy drink 'n whisky saam met die ouderlinge, nie te lank gelede. Dank die Here nie in ons genootskap nie, maar ek hoor van hierdie bidhuurgroep wat een Woensdag aand oorval is en beroof is. En nou wil die mense nie meer bidhuur bywoon nie, want dit is baie gevaarlik, die bidhuurgroep is beroof. En nou sê almal, dit is verskriklik, maar wat hulle nie vir daai mense vertel het nie, is 10:00 die aand, toe die dominee nog saam met die bidhuurgroep sit en whisky drink, dit is toe hulle oorval is. Jy sien, my liewe broeders en susters, ek kry van daai predikante, hulle staan ook nou maar saam met die stokers en rookhouse gerekkie. Ek ken predikante wat ek al gehoor het so by leraars by einkomste, dan vertel hulle die vuilste, lelikste grappe. Jy sien, want hulle wil mos nou intel wees, hulle wil mos nou populêr wees. Jy kan hierdie selfde keuse uitoefen om populêr te wil wees, maar dis 'n dwaase keuse, want 'n wyse koning van die goddelose uit, hy stap nie in die raad van die goddelose, hy sit nie in die kring van die spotters nie. Ons moet 'n keuse uitoefen, watter soort voorganger gaan ons wees, want of u dit nou wil weet, daar's altyd mense wat opkyk na jou toe. Al is dit kinders, al is dit kleinkinders, al is dit die tuinwerker, al is dit die dame wat jou skottelgoed was, daar's mense wat opkyk na jou, en watter soort leiding gaan jy aan hulle gee? 'n Leier kan of wys of dwaas wees, maar kyk, die teks kommunikeer nog iets met ons, en hy sê, 'n leier moet verstaan, dat goddelose mense diegene onder sy leiding bedreig. Dit is hoekom hy sê, 'n wyse koning wan die goddelose uit. Jy weet, Salomo was 'n jong koning gewees, en hy het gesê, hy weet nie of hy moet ingaan of uitgaan nie, maar God seën hom met geweldige wysheid. En deel van hierdie wysheid is om na ander mense se ervarings te kyk, en daaruit te leer. So sien ons dat sy eie pa stel 'n voorbeeld in Psalm 101. En Dawid skryf hierdie pragtige psalm en hy besing die goedertierenheid en die reg, en dat hy graag in regskapenheid wil wandel, en dan vers 3 van Psalm 101, vers 4 en vers 5. As hy wil reg wandel, sê vers 3, ek stel geen lae ding voor my oë nie. Die dade van afvalliges haat ek. Ek sal my nie aankleef nie.
die sal my nie aankleef nie. 'n Verkeerde hart moet ver van my af bly. Wat kwaad is, wil ek nie ken nie. Hy wat heimlik van sy naaste kwaad spreek, hom sal ek vernietig. Hy wat hoog van oë is en trots van hart, hom verdra ek nie. Kan u sien hoe openbaar hy die gesindheid van iemand wat op 'n nou paadjie wil wandel? Hy kan nie laat dinge voor hom stel nie. Hy haat die dade van die afvalliges. En dan kom in vers 6 en hy praat van die getroues. Hy sê, my oë sal wees op die getroues in die land, dat hulle by my kan woon. Hy wat wandel in die weg van opregtigheid, die mag my dien. Die mense wat hy hom mee wil omring, is die getroues. Hulle kan in sy land woon. Hulle kan rondom hom wees. En dan sê vers 7 van Psalm 101, hy wat bedrog pleeg, mag binne in my huis nie bly nie. Wie leuns praat, kan voor my oë nie bestaan nie. En kyk nou, hier kom die optrede van 'n wyse koning in Psalm 101 vers 8. Elke môre sal ek al die goddelose van die land vernietig, om al die werkers van ongeregtigheid uit die stad van die Here te roei, want hy weet, dit is ten behoewe, dit is vir die behoud van die mense in die land. U sien, want wanneer die goddelose rondloop en doen net wat hulle wil, dan bring dit die getroue landsburgers in vrees. En die land kan nie voorspoedig wees wanneer goddelose die toon set nie. My liewe broeders en susters, waarom word die goddelose deur 'n wyse koning uitgewis? Want as die goddelose vry rondloop, vernietig hulle die vrede in 'n land. Hulle, die goddelose, loop vry rond, en die gewone landsburger moet hoë mure om hulle huise bou en groot honde aanskaf en kameras opsit en beams vir die perimeters en huisalarms en devil's forks en geelektrifiseerde draad en diefwering voor die venster. Die misdadigers loop rond en die getroue landsburgers bly in tronke. Omdat die leiers nie die goddelose uitwan nie. Nie net die fisieke tronke nie, maar ook die tronk van vrees wat mense in moet wees. Wat gebeur as die goddelose vry rondloop, die spikes op die pad? Jy is versigtig om in die nag te ry, want jy weet nie wanneer jy in 'n lokval ingelei word nie, en jy moet altyd jou pistool of jou revolver by jou hê, en jy moet genoeg spaar ammunisie hê, want jy weet nie wanneer daar iets gebeur nie. Jy is te bang om jou telefoon op te tel vir die scammers, wat by jou wil geld steel. Jy moet pas op dat jy nie die verkeerde e-pos oopmaak nie, want die hackers steel jou identiteit en pleeg bedrog in jou naam en hack in jou bank in en stroop al jou geld uit. Hoeveel mense is daar nie wat hier sit wat al kan sê, ek is al gevang? Want mense wat moet sê, jy weet nie wanneer om die telefoon op te tel of wanneer om 'n e-pos oop te maak of wanneer om 'n SMS op te reageer nie. Jy is versigtig, jy kan dit nie eens waag om te stop wanneer die polisie jou aftrek nie, want jy weet nie of hulle jou gaan beroof nie. En wanneer die speedcops jou aftrek, dan weet jy nie wanneer gaan hulle vir jou 'n bribe vra nie. Is dit 'n beskrywing van ons land? My liewe broeders en susters, dis omdat 'n wyse koning die goddelose uitwan, maar 'n dwaase doen niks daaromtrent nie. 'n Wyse werkgewer kan nie toelaat dat in sy besigheid ook bedrog gepleeg word nie. Dat daar ook vir hom geld onderdeur die tafel gegee word nie. Jy sien, want hulle wil kom met 'n ou klein bedragie. Ag, sit hier jou ekstra bedragie by. En dan môre, dan kom hulle met groter bedrag. Dan sê jy, nee, maar ek kan nie dit doen nie. Dan sê hulle vir jou, ja, maar jy dan net nou die dag daai klein dingetjie gedoen. Dan het hulle jou.
Dan hou hulle jou vas in daardie greep om 'n bietjie belasting hier te ontduik, om 'n bietjie bedrog daar te pleeg. My liewe broeders en susters, ek ken 'n oom of 'n tannie, ek ken mense wat nie eers hulle huise wil uitverhuur, wat ekstra eiendom het aan mense wat nie getroud is nie. Hulle sê, man, dis my eiendom, en as hier 'n ou aankom, en hy wil by my huur, en hy's nie getroud nie, en hy bly sommer net saam met daai vrou, dan gaan hulle eers in my plek, hulle kan vir hulle 'n ander plek gaan kry. Nie onder hulle eiendom se dak nie. Dis die soort optrede van mense wat sê, luister, ons kan nie saam met die stroom gaan nie, ons kan nie sommer net dinge aanvaar nie. Dis die mense wat van hulle besighede rookvrye zones maak, wat sê, man, hier verkoop ons nie die lotto kaartjies in my winkel nie. En dit is 'n groot irritasie, dat die skole ons kinders so van kleins af leer om te dobbel. Man, jy het hierdie kaartjies wat jy nou moet verkoop, en jy moet nou hierdie raai ding doen, en so word die kindertjies van kleins af geleer. Kyk man, selfs by die kerke het hulle trombola tafels, en jy moet nou raai hoeveel peanuts of wat ook al daar binne is, en as jy nou reg geraai, dan gaan jy nou die geld kry. Hierdie goeders moet hen kry. Want dit is hoe uiteindelik die voet in die deur gegee word, en dit raak net erger en erger en erger. Iewers moet daar opgestaan word teenoor dit wat verkeerd is, en dit begin ook by ons huise. Dit begin by ons besighede. 'n Leier weet dat uiteindelik hierdie soort goeders wat verkeerd is, verwoes 'n land. Maar kyk, die teks gaan ook verder, en hy sê in vers 26, 'n wyse koning wan die goddelose uit, en hoor nou, en laat. Hierdie twee woordjies, en laat. Dit beteken, hy tree op. Hy doen iets. Dit beteken vir ons 'n leier behoort geen mense sonde onder die mat in te vee nie. En laat. Hy doen iets daaromtrent. Hy laat nie ongeregtigheid mee weggekom word nie. Hy vee nie die ongeregtigheid onder die mat in nie, maar natuurlik is dit ook so, hy blaker ook nie alles uit nie. Jy weet, jy kry nou mense wat sê, nee man, ek maak nie 'n moordkuil van my hart nie. Dan blaker hulle alles uit. Jy weet, ons vee nie goed hier onder die mat in nie, dan blaker hulle alles uit. Dis ook nie wat dit beteken nie, want 1 Petrus 4 vers 8 sê, maar bo alles moet julle mekaar vurig lief hê, want die liefde sal 'n menigte van sondes bedek. Daar is 'n liefde wat die sondes bedek. Maar wanneer mense in openlike ongeregtigheid lewe en nie daarmee wil breek nie, dan kan hulle oortredinge nie onder die mat ingevee word nie, want 'n wyse koning doen iets daaromtrent. Hy laat nie maar net Gods water oor Gods akker vloei en laat mense doen net wat hulle wil nie. Hierdie woordjie wan, wat ons hier gelees het, hy wan die goddelose uit, is iets wat ons dalk in 2026 nie meer doen. Maar in daardie tyd het hulle die kaf van die koring geskei. Vandag is daar masjinerie wat dit doen, met hulle groot John Deere trekkers. Maar daardie tyd het hulle 'n vurk of 'n hooi vurk ingesteek, en dan het hulle die koring en die gerwe so opgegooi, en dan uiteindelik sou die kaf van die koring geskei word, die koring sou geval het, en die wind sou die kaf weggewaai het. Dis die beskrywing wat hier gegee word, daar word onderskeid gemaak tussen wat reg en wat verkeerd is. Die kaf en die koring word van mekaar geskei. Ons praat hier, my liewe broeders en susters, van leiers wat sake hanteer. Hulle hanteer nie die skape en die bokke op dieselfde manier nie. Dinge word hanteer. Hoe is dit dan dat paartjies in gemeentes saam bly, hulle is nie getroud nie, en geen haankraai daaroor nie? Hoe is dit dan dat mense in gemeentes links en regs skei en die eg breek en niemand word onder te geplaas nie? Hoe is dit dat mense uiteindelik nie meer kerk toe kom nie, en die afvalliges word maar net gelos?
Hoe is dit moontlik, my liewe broeders en susters, as God ons aangestel het as leiers, 'n leier in jou huis, 'n leier in jou gesin, in jou familie, by die kerk, by jou besigheid, dat ongeregtigheid dood eenvoudig net gelos word? Dit word dood eenvoudig, sê die mense, ag nee, wat tyd sal genees. Tyd sal dit maar uitsorteer, tyd genees niks. Daar moet opgetree word, daar moet in liefde gewerk word. Hiermee sê ons nie almal moet polisiemanne wees en rondkyk waar doen iemand iets verkeerd nie, want dis ook die verkeerde gesindheid. As iemand net 'n voetfout maak, dan sal hulle op hulle. Dis nie wat ons hier sê nie. Ons praat hier van mense wat in liefde werk met ander. 'n vriend wat mee gepraat moet word, 'n vriendin wat verkeerde dinge in hulle lewe toelaat, 'n kind wat wegkom en doen net wat hulle wil. 'n Goddelose, my liewe broeders en susters, kan nie net doen wat hulle wil nie. Hoor die mooi, die uitdrukking goddeloos, beteken hulle lewe sonder God. Hulle doen net wat hulle wil. Sal ons hulle nie van hulle verkeerde weë af oproep nie? Is ons nie die brandwag wat aangestel word om uiteindelik die stem van die Here te wees nie? 'n Leier kan nie net ongeregtigheid onder die mat invee nie. Maar dan die laaste wat ek vir u noem, is 'n leier sorg dan dat goddelose mense vir hulle dade vergeld word. 'n Wyse koning wan die goddelose uit en laat die dorswiel oor hulle draai. Waarom doen mense sonde? Waarom oortree mense? Want hulle dink hulle kan daarmee wegkom. Nog niemand het 'n moord gepleeg, gedink, wel, ek gaan seker gevang word, so kom ek gaan doen dit in 'n geval nie. Nee, hulle pleeg 'n moord, hulle pleeg bedrog, hulle doen dinge wat verkeerd is, omdat hulle dink hulle kan daarmee wegkom. Ons lewe in 'n tyd natuurlik, waar mense allerhande verskillende redes vir ander se sondes uitdink. Ag, weet jy wat, hulle steel nou, maar dis eintlik omdat hulle so arm is. Hulle steel maar omdat hulle niks het nie. Ag, dis maar 'n gebrek aan opvoeding. Dit is hoekom hulle so optree, want hulle het nie regtig skool toe gegaan nie. Ag, weet jy wat, hierdie mense is voorheen benadeel, daarom bevoordeel hulle self nou maar net. Ag, dis maar mense wat in baie moeilike omstandighede groot geword het. Weet jy wat, daai ou het sonder 'n pa groot geword. Daai ou het nie 'n ma gehad nie. Dit is hoekom hulle nou hierdie slegte dinge doen. Ag, hulle was arm of hulle het nie die beste omstandighede gehad nie. Dit is nou maar hoekom hulle sonde doen. Luister my vriende, dis nie net arme mense wat steel nie, ryk mense steel ook. Dis nie net mense wat nie skool toe gegaan het wat steel nie. Jy kry mense met grade agter hulle name, met baie ongeregtigheid ook agter hulle. Dis slim finansiële deskundiges en mense, ekonome wat ook bedrog pleeg. Nie verskonings maak vir ander mense se sonde en dan sê ag, dis maar hulle omstandighede nie. Daar's mense met die perfekte omstandighede. Die probleem is daar is iets in 'n mens se hart. En dit is die probleem. 'n Hart van rebellie teen God, 'n hart wat homself altyd teen God verset, wat nie onder die juk van Christus wil staan nie, maar eerder wil doen net wat hulle wil. En uiteindelik hierdie sonde, my liewe broeders en susters, groei in 'n mens en dit raak sterker as dit nie mee gehandel word nie. En uiteindelik, as die goddelose mense die oorhand kry, hulle word nou meer as die getroue landburgers, dan begin jy met 'n groter probleem sit, want nou begin hulle die toon aan te gee. Goddelose mense is soos 'n kanker wat vasklou aan die weefsel, soos 'n bosluis wat vasklou aan jou kind se enkel. Dit is soos 'n knapse kerel wat in jou sokkie vastrek. Dit is soos 'n oliekol op jou wit hemp. Dit wil nie eers met jik uitkom nie. Dit is soos parasiete wat op 'n lewende organisme teer. En jy weet wat is die probleem? Die probleem is nie dat slegte mense slegte dinge doen nie. Dit is dat goeie mense niks doen nie. Dit is die probleem. Dat ons nie meer praat nie.
As iemand die naam van die Here ydelik gebruik, dan ignoreer ons dit maar net. As iemand iets doen wat verkeerd is, dan is ons te bang om hulle aan te spreek. Hoekom? Want die goddelose het al so baie geraak, hy is al bang om iets te sê. En dit het begin by klein dingetjies wat toegelaat is. En so begin 'n land oorspoel word met ongeregtigheid. Maar my liewe broeders en susters, ons moenie hiervan deel wees nie. Ons moet optree. Jy weet, ons het nie 'n Rambo in ons land nodig nie. Ons het nie Clint Eastwood met sy gewere om 'n paar dinge uit te sorteer of die A-team nodig om vir ons 'n paar probleme te kom oplos. Miskien gaan die jong mense beter verstaan as ek praat van die Marvel superheroes. Ons het hulle nie nodig nie. Ons het ooms nodig, ons het tannies nodig, ons het mans nodig, ons het vrouens nodig, ons het jong manne, jong vroue en kinders nodig wat net sê nee. Ons gaan nie saam met die ongeregtigheid nie. Want watter deelgenootskap met die geregtigheid met die ongeregtigheid? Watter gemeenskap met die lig met die duisternis? Daar is geen ooreenkoms tussen Christus en Belial nie. Daar is geen aandeel tussen die gelowige en die ongelowige nie. Daar is geen ooreenkoms met die tempel van God en die tempel van afgode nie. Goddelose mense behoort nie 'n warm plekkie in die kerk te kry nie. Goddelose mense behoort nie 'n nesie te skrob soos 'n bok hier tussen die skape en hulle is maar net gelukkig om met hulle ongeregtigheid voort te gaan en 'n môre oor 'n môre hoor jy dan hulle ander mense beïnvloed, hulle nog ander mense beïnvloed en dit groei en dit word al hoe erger. Daar behoort nie in jou besigheid dit toegelaat te word nie, want voordat jy jou kom kry dan sit jy met 'n groot probleem. Dit behoort nie in jou huis toegelaat te word nie. Goddelose mense moet buite die gemeenskap van die heiliges geplaas word, sodat hulle kan leer om nie meer te laster nie. Goddelose mense wat geld steel, moet afgedank word. Moordenaars waag ek om te sê, moet opgehang word. Ongeregtigheid mee moet gehandel word. Mense doen net wat hulle wil, omdat hulle dink hulle kan wegkom met moord. My liewe broeders en susters, 'n wyse koning wan die goddelose uit en laat die dorswiel oor hulle draai. Dit is dalk in 2026 net wat ons nodig het. Want ons leef in 'n tyd waar mense doen net wat hulle wil. En 'n vers soos hierdie sit dalk soos 'n graat in mense se kele vas. Jog, maar moet ons regtig so drasties optree? Kyk, waar is ons vandag? Laat ons nie in dieselfde rivier saam met die stroom gaan nie. Maar laat ons lig wees in 'n duister wêreld. Laat ons sout wees wat die verrotting keer. Laat ons met die liefde van Christus uitreik na mense om hulle te nooi terug na die gemeenskap, reg te maak, te breek met hulle ongeregtigheid, hulle te bekeer van hulle verkeerde weë. Ja, en as hulle dit dan nie wil doen nie, om die stof van jou skoene af te vee. Maar my liewe broeders en susters, ons word opgeroep om hierdie wysheid te hê, om nie ongeregtigheid onder die mat in te vee nie, om handelend op te tree, om met durf en mannemoed deur die instaatstelling van die Heilige Gees te praat wat reg is, te doen wat reg is. En jy sal weet watter soort voorbeeld laat jy na. Kom mense weg by moord by jou omdat jy weet jy self agter die deur staan en nou laat jy dit maar toe want jy weet self het jy 'n paar geraamtes in die kas. Nee, dit kan nie wees so ons deur ons lewe gaan nie. Laat ons die Here vra om onsself te reinig en ander te help om uiteindelik ook by daardie plek te kom waar hulle rein voor die Here kan staan. Wil jy nie vanoggend vir die Here sê, gee my hierdie wysheid om te weet wanneer moet ek optree, wanneer moet ek praat, wanneer moet ek doen wat reg is, om nie ingesluk te word by hierdie wêreldse ongeregtigheid nie. Dat ek nie op 'n afstand ook maar net soos die goddelose doen nie,
maar dat ek sal doen wat reg is in die oë van die Here, 'n wyse koning van die goddelose uit. En laat die dorswiel oor hulle draai. Die Here help ons om hierdie wysheid in 2026 toe te pas. Amen. Hemelse Vader, ons bid nou dat wanneer ons aan hierdie tafel gaan sit, U ons deur en deur sal reinig, dat U sal wegneem wat nie van U af is nie, dat ons nie soos die goddelose sal wees in ons denke, in ons optree, in ons woorde, maar dat ons uiteindelik sal wees wie U wil hê ons moet wees, dat ons aan Christus voorgestel kan word as 'n reine maagd. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.